boek van Efesiërs. En as julle onthou, laasweek het ons 'n bietjie net 'n agtergrond gekyk en ons bietjie gekyk na Jesus wat sy disippels uitstuur na die verlore skape van Israel en hulle het oral gegaan. Nou sê dit nie spesifiek dat hulle Efese toe gaan het nie, maar hulle het reg deur die lande so gaan oral. So daar's 'n goeie kans dat baie van hierdie mense al die evangelie, wel die goeie nuus van die koninkryk gehoor het. So nou kom ons dan by Handelinge hoofstuk 18, waar ons gesê het Apollos, dis die eerste keer wat Efese nou genoem is. Apollos het daarso gepreek en hy het baie kragtig gepreek oor Jesus wat die Messias is en toe hy klaar is, was daar 'n paartjie, Aquila en Priscilla. Dit sê daarso, hy het nie geweet van enigiets anders nie. Hulle het hom geneem apart en vir hom die woord meer akkuraat gegee. So die man wat Efese begin het nie dit so akkuraat gehad nie. Hulle het hom meer akkuraat gegee en dis hoofstuk 18 aan die einde. Toe kom Paulus, hoofstuk 19 van Handelinge, reg in die begin, en hy kry sekere disippels, 12 van hulle. Dit is interessant, 12. En dit sê spesifiek disippels. In ander woorde, hierdie was bekeerlinge, en hulle tot bekering gekom onder Apollos se prediking. En hy vra hulle, die eerste vraag vra hy, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle sê, ons het nog nie eens gehoor van die Heilige Gees nie. En hy sê, maar hoe is dit dan dat julle nie gehoor het van die Heilige Gees nie? In watter doop was julle gedoop? Toe sê hulle, ons was in Johannes se doop. En toe sê hy, maar Johannes het gedoop met betrekking tot bekering voordat Jesus sou gekom het. En toe is hulle weer gedoop in die naam van Jesus. En toe het hy die hande opgelê en die mense was gevul met die Heilige Gees en net in tale gepraat. So die doop van Johannes is die doop wat Apollos gepreek het, want dit sê daarso dat hy het net van daai doop geweet. Die doop van bekering. Die doop van bekering van Johannes. So in ander woorde, ons sien hier so mense het uitgegaan, nuwe bekeerlinge uitgegaan en die woord geneem, maar hulle het nog nie die hele storie geweet, maar hulle het nog die woord geneem en mense tot bekering gekom. So dit is moontlik om tot bekering te kom, maar nie die hele storie te ken nie. Verstaan? So is belangrik dat ons oop sal wees vir meer. So wel dit was dan die begin van Efese. Daai mense was gevul met die Heilige Gees en so het hulle gegroei en later, 'n hele paar jaar later het Paulus vir die Efesiërs geskryf. En jy sien, ons het hierso gekyk na wat was dit, 7 verskillende plekke waar hy praat van liefde. Julle moet mekaar lief wees, julle moet vir Jesus lief hê. En so praat hy weer en weer oor liefde. En dan miskien 20 of so jaar later skryf Johannes, wat nou in Patmos op die eiland is, in 'n tronk daarso, skryf hy vir hulle 'n openbaring wat die Here vir hom gegee het, waar hy Jesus hoofstuk 2, Openbaring hoofstuk 2 en 3, waar hy vir 7 verskillende gemeentes skryf en 'n boodskap van Jesus vir hulle stuur. En Efese was die eerste een. En dan sê hy daarso, julle dit en dit en dit en dit het julle reg gedoen, maar ek het dit teen julle, dat julle eerste liefde verloor het. En dan sien ons, maar Paulus het hulle gewaarsku van hierdie liefde, en daar 20 jaar later het hulle liefde verloor. As ons dan na hierdie boek kyk, dan kry ons maar baie wat ons sien om ons. Daar's mense wat tot bekering gekom het, nie die hele storie geken het nie, en dan ander wat die hele storie later ken, maar wegval. So dis regtig 'n boek wat ons kan neem vir onsself, om op te pas, dat ons nie wegval nie, seker te maak dat ons die hele storie ken. Want dit is baie maklik om ietsie te mis. So, dit was nou die agtergrond. Nou wil ek wat is die woord,
overview, Ja. oorsig van die boek van Efesiërs. Ek gee nou nie 'n volledige studie oor Efesiërs wat julle doen die studie in hierdie groep, maar ek wil net 'n bietjie help om die boek as te ware te verstaan, sodat soos wat julle deur dit lees, dan kan julle hierdie daaraan koppel, daai daaraan koppel, daai daaraan koppel. Okay. So Efesiërs word beskryf deur 3 woorde. Sit, in Engels, sit, walk, stand. Sit, wandel, staan. Daai is die opsomming van Efesiërs. Sit, wandel, staan. Nou die eerste 3 hoofstukke behandel die sit. Die volgende 2 hoofstukke, hoofstuk 4 en 5, behandel die wandel, en dan die laaste hoofstuk 6 behandel die staan. Okay. So, ons kyk dan in Efesiërs hoofstuk 2 en vers 6. Kom ons lees van vers 4 af. Efesiërs hoofstuk 2, onthou, ek doen nou net 'n oorsig, dat julle die res van die boek in hierdie 3 kategorieë kan sit, en help mense om dit te verstaan. So, Efesiërs 2 vers 4 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak. Saam met Christus, uit genade is julle gered. So hy het ons lewend gemaak en saam opgewek. Onthou, ons het Sondag gepraat van die krag van Jesus met die opstanding, saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Daar kry ons die sit. So, hy het ons gered, hy het saam opgewek, daar's krag wat ons kry deur die Heilige Gees, en dan kom ons by 'n posisie van sit. Daai sit is waar ek rustig is, ek weet wie ek is, ek weet waar ek staan, ek het volle verstand van wie ek is in Christus. Ons sit saam met hom in die hemel plekke. Seated with Christ in heavenly places, sê die Engelse, nee. So, daar kry ons die sit. En dit is 'n opsomming van hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3. So, ek gaan nou weer deur hoofstuk 1, ek weet julle daardeur gaan, maar ek wil net bietjie lees, en dan wil ek hê ons moet kyk na daai sit. En wat ons gaan sien hierso, is 'n sit wat 'n bevestiging, 'n vesting waar ons is in Christus. En dan saam met daai sit sien jy 'n hoop, 'n toekoms, waarheen gaan ons? Jy sien dit weer en weer, die twee. Ons sit, ons is gevestig, maar dan gee dit ons 'n hoop, waarheen gaan ons, wat is die doel van hierdie sit? Okay. So ons lees van hoofstuk 1, vers 3, en ek wil hê julle moet nou let op hierdie woord. Vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Wat is dit? Dis 'n vesting. Ons weet ons geseën. Okay? Met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Sien dit is baie soos 2 vers 6. Die geestelike seëninge in die hemel, ons is sit seated with Christ in heavenly places. Okay? Vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het. Dis 'n vesting. Ons is uitverkies. Dis nie dat ons gaan nie. Hy het ons uitverkies. Dis 'n vesting. Ons sit. Voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Daai is toekoms. Ons is uitverkies sodat ons heilig kan wees. Ons is op pad na heiligmaking. Okay? Vers 5. Deurdat hy ons voorbeskik het. Wat's die Engelse woord daarso? Predestined. Daai is 'n vesting weer. Hy het ons al voorbeskik. Hy het 'n doel vir ons. Dis nie dat hy miskien nou moet dink, wat gaan ek met Cecile maak? Verstaan? Hy het al klaar voorbeskik. Hy het al klaar 'n plan.
Dis 'n vesting. Ek en jy weet dat God het 'n plan met ons. Daai is klaar beplan, hy het al klaar daaroor gedink, dis 'n vesting. Okay? Voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. So daai is alles deel van die voorbeskikking. Hy het ons aangeneem as sy kinders. Tot, nou gaan ons die toekoms, lof van die heerlikheid van sy genade. Ons is aangeneem, ons is voorbeskik tot wat? Heerlikheid. Die lof van sy heerlikheid. We are destined for glory. Okay? So as jy nou terugdink aan Johannes hoofstuk 17, Jesus se gebed, bid hy vir die Vader, hy sê die heerlikheid wat u vir my gegee het, gee ek vir hulle. Okay. So pragtige gebed. So ons is voorbeskik op pad na heerlikheid. Nou as jy net bietjie dink oor heerlikheid, daar's baie skrifte wat jy daar gaan kry van die begin af tot die einde toe. Daai heerlikheid sê dat die hele aarde sal gevul wees met die heerlikheid van die Here. Dink as die hele aarde gevul is met die heerlikheid van die Here, dan sien jy in Jesaja en jy sien in Openbaring praat dit daar van die heerlikheid. Daar sal nie nodigheid wees vir die son of die maan om te skyn nie, want die Here sy heerlikheid sal so skyn dat daar nooit nag meer sal wees nie. Dis dan 'n heerlikheid, né? En dink aan Moses, met daai heerlikheid het die Here gesien net van agteraf, en vir die res van sy lewe het sy gesig so geskyn dat mense hom nie vol in die gesig kon kyk nie, want dit was net so helder soos die son. Hy het net een keer vir die Here gesien in sy heerlikheid, en dit net van agteraf. En die res van sy lewe, daai heerlikheid so helder geskyn. En is dit 2 Korintiërs hoofstuk 3 praat dit daarso, as Moses in die ou bedeling onder die wet so gevul was met heerlikheid, hoeveel te meer ons. Dit praat daarso van daai heerlikheid. Okay, so ons is voorbeskik tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Okay, dis vers 6. Vers 7. In hom het ons die verlossing. Vesting. Is dit nie? As ons sit, ons weet ons het verlossing. Deur sy bloed, die vergifnis van die misdade. Daai vergifnis is deel van daai vesting. Na die rykdom van sy genade. Is ons in die rigting van die rykdom van sy genade. Daai hele heerlikheid is sy genade. Ons is op pad daarheen. Vers 8. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, vesting. Hy het daai verborgenheid aan ons bekend gemaak. Ons moet net dit kry en neem, wat hy, hier's dit, is die woord. Ons het daai hele verduideliking van die verborgenheid, en dan sê hy, vir die slim mense het hy dit toegemaak. Maar vir die nederiges, vir die kinders maak hy dit ook. So is nie iets wat jy verskriklik slim moet wees om te verstaan nie. Is iets wat jy in nederigheid kom, Here, maak jy die verborgenheid oop. Ek het 'n boekie daar, is 'n pragtige titel, so 'n klein boekie, The Hidden Treasures of Suffering. So. The Hidden Treasures of Suffering. Is in moeilike tye wat ons verborgenhede kry. Daai verborgenhede is al klaar gevestig vir ons. Okay. Wat is bekend gemaak na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het. En dan wil ons gaan eintlik net nou terugkom na vers 10, maar kom ons lees dit. Om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is onder een hoof
in Christus te verenig. Dis toekoms. Ons mik daarna en ons gaan net nou terugkom. Hierdie is eintlik die versie wat ek wil konsentreer, maar ons gaan aan en dan kom ons terug na vers 10. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Vesting. Kyk hoeveel is daar vestings, dinge wat al gevestig is. Ons het 'n erfdeel ontvang. Nadat ons van tevore daartoe verordeneer is. Vesting weer. Hy het al lankal beplan dat ons 'n erfdeel gaan hê. En as jy kyk na daai erfdeel, hoeveel keer dit in die skrif voorkom. Ek het al voorheen net van hierdie genoem. As jy kyk na Psalm 37, is dit 37? Hoeveel keer hy daarso sê die nederige sal die aarde beerwe en vir ewig daarin bly. Daar's 'n erfdeel, maar onthou daai aarde is 'n verheerlikte aarde. Dis nie die stikkende aarde wat ons nou het nie, dis 'n verheerlikte. Die plan wat hy vir ons het is geweldig. en hy noem dit weer en weer en weer deur die psalms, deur die profete, weer en weer regdeur in die Nuwe Testament. Noem hy dit in sy bergprediking, noem hy dit daai erfdeel. So ons het 'n erfdeel, dis ons in geregtigheid, dis soos 'n brief wat geteken is, sy handtekening daaronder, gee die dag sê. So hy het dit, ek moet dit nog ontvang en dit myne maak, maar in die gereg is dit myne. Soos 'n wat noem is dit 'n testament, nee. Hy sê geldig is hy nie geteken is. Ja, hy is nie geldig is hy nie geteken is nie, maar hy is geteken. Deur Jesus, en dan moet ek daai neem deur geloof. Okay. So hierso is ons verordeneer, is ooreenkomstig die voorneme wat hy het van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Sy wil, die raad van sy wil, alles word gewerk volgens daai. Okay. Vers 12, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Daar kom hy weer, daai heerlikheid wat kom. Hy werk alles, waarheen gaan ons? Na die lof van sy wil. Hy wil hê ons moet daai, ten minste lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van die redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Verseël, vesting. Het ons verseël, hy is weer geteken. Wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daar kry hy weer tot lof van sy heerlikheid. Maar ek wil iets hierso uitwys. Verseël is met die Heilige Gees, wie die onderpand is. In die King James sê dit, the earnest of our inheritance. Nou, earnest is nou 'n bietjie van 'n moeilike Engelse woord. Sê dit 'n pledge. Pledge. 'n belofte. The pledge of our inheritance. Wat is 'n pledge? Ek beloof jou, ek gaan dit vir jou gee, en ek gee hierdie intussen, dat jy iets het om te bewys. Daai is myne. Dis 'n pledge. Jesus sê dit onderpand, is baie mooi Afrikaans. Dis soos 'n verloofring en 'n trouring. Ja, soos 'n verloofring. Okay. Maar wat is die onderpand? Heilige Gees. Heilige Gees. Wow. Hoe groot is daai onderpand? Hoe kragtig is dit? Hy gee sy Heilige Gees. Hy gee nie sommer 'n briefie nie. Hy gee sy Heilige Gees, 'n derde persoon van die Godheid. Gee hy as 'n onderpand. Daar is heerlikheid wat kom. Hier is die Heilige Gees intussen, wat saam met julle staan. Ek weet, die diepte in hierdie hoofstuk is geweldig, en ons gaan net nou terugkom na vers 10 toe. Daarom, hoekom? As jy lees daarom, of in die Engels, therefore, if you see therefore, you must
look to see why it is there for. Sien, hoekom sê hy daarom? Daarom, omdat julle hierdie vestigings het, hierdie beloftes het, daarom kom die res van daai hoofstuk. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot die heiliges, hou ek nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Hy bid en hy bid en hy bid en hy bid vir hierdie mense wat so geweldige vesting het, dat hulle dit kan volbring. Hoekom sou hy so vir hulle bid, as dit nie dalk mag wees dat hulle dit koud raak nie, en dit verloor nie. Daai is 'n belofte, maar jy kan koud raak. Onthou, die Laodiceërs se gemeente in Openbaring. Ek wens dat julle of warm of koud sou wees, maar omdat julle lou is, spoeg ek julle uit my mond uit. Daai is 'n gevaarlike skrif. Dit nie. En daai kolletjie wat uitval uit die vuur uit vir daar alleen lê. Ja. Koud, as jy hom teruggooi sal Ja. weer gloei. Ja. So, dis belangrik dat hy bid en bid en bid, dat hulle nie koud word nie. Dat hulle hierdie volheid van hierdie vesting wat aan hulle belofte, wat die Heilige Gees as 'n onderpand gegee is, dat hulle dit sal neem en sal leef. Okay. En ons kan verder lees dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, weer by heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. Jy sien daai die heerlikheid en die erfdeel en so, dit kom weer en weer en weer op. So is belangrik om te sien. Hy praat rondom hierdie die vesting wat die erfdeel is en daai heerlikheid waarheen ons gaan en dat ons seker maak dat ons daar wandel. Okay. En wat is die uitnemende grootheid van sy krag vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Hy wat gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. Ons het gepraat van die krag Sondag. En hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. In ander woorde, Jesus is bo elke naam. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. Kyk hierdie versie. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Hy is aan ons gegee. Die hoof, die koning, hy is ons koning. Wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Hoe verstaan julle daai vers 23? Sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Dat ons as 'n liggaam, die volheid van hom is. En dit gaan my verstand verboor, is dit nie. Tog is hier geskrywe, in ander woorde, die erfdeel is geweldig. Is dit nie? Dis wat ons hier so lees, die erfdeel is geweldig. Okay, ons gaan net nou terug na daai vers 10. Hoofstuk 2 gaan aan dieselfde wyse bring daai dinge, die vesting, hoop van daai vesting, hoop van daai vesting weer en weer gaan dit deur. Ons gaan regdeur hoofstuk 2, hoofstuk 3, ek gaan nie alles lees nie. Behalwe miskien hierso in vers 19. Wel, vers 14 van hoofstuk 3, om hierdie rede, al hierdie dinge, die vestings, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag
in die hemel en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, as weer die heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees. In ander woorde, ons kan dit nie in onsself doen nie, ons het die Heilige Gees nodig om ons sterk te maak in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat te kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Wat is begryp? Verstaan. Dat julle kan verstaan hierdie geweldige ding wat aan julle gegee is. Wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. So ons moet iets ken wat die kennis oortref. In ander woorde, hierdie is 'n bonatuurlike kennis, is dit nie? Sodat, hoekom moet ons daai liefde ken, wat die kennis oortref? Sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Jo, hoe verstaan ons dit? Dat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Hoe groot is God se voorneme vir ons? Groot is dit. Dit is geweldig. Dis kom hy sê dat ons daai, hy bid, dat ons daai kennis kan hê wat die kennis oortref. Ek weet van hierdie, maar ek verstaan dit nie. Ek weet dit is baie groot. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. In ander woorde, as jy dink hierdie is onmoontlik, dan sê hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Ekskuus tog oom. Tannie myne kan jy nou agter in daai kamer gaan sit. Hierso. Die klok het nie afgegaan nie. Gaan sy dan maak die deur toe? Okay. Daai kant. Okay, so daar's hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3. Hy praat van vesting, hy praat van heerlikheid kom, ons is gevestig in wat hy vir ons voorgenem het, sy bedoeling vir ons, ons gevestig, daai is al klaar, hy het al klaar besluit, ons moet dit net neem. Hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3. Dan hoofstuk 4, die tweede een. Ek vermaan julle dan, omdat julle hierdie geweldige dinge het, vermaan ek julle dan, ek, die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Okay. Walk worthy of the calling with which you've been called. Dit is hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Die praktiese dinge, wat omdat ons so geweldige roeping het, moet daar 'n lewenstyl wees wat albei gaan. Okay. Ek sien is op hoofstuk 5 vers 2. Therefore be imitators of God as beloved children and walk in love. Ja, as weer jou wandel. So hoofstuk 4 praat hy baie praktiese dinge, vers 29, dat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Die manier wat ons praat. Kom ons kyk net 'n bietjie na daai versie. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. For, wat sê Engels? Building up. Edifying, building up. Die stigting. Okay? In ander woorde, ons woorde moet stig. Ons woorde moet opbou, sterk maak. Okay? Nodige stigting, sodat dit, ek lief hierdie laaste stukkie, sodat dit genade kan gee aan die wat hoor. Okay, nou wil ek vra, die woord genade, saam met watter ander woord gaan dit? Dink nou 'n bietjie. Die woord genade, saam met watter ander woord gaan dit? Wat is jy geloof?
Hulle het genade ontvang deur geloof. Jy het genade nodig as jy Sondig. gesondig het. Where sin abounds, grace does much more abound. Is dit nie? So, wanneer hy sê, dat die woorde wat ons praat, genade kan gee, beteken die mens met wie ons praat gesondig het. Iets verkeerd gedoen het. En jou woorde gee genade. Bou hom weer op, of haar. Is dit nie amazing? Net in daai een versie. Man, dit is wonderlik. So, daarso, genade, die lewenswyse, hoofstuk 5, dan gaan hy later aan, wees onderdanig aan mekaar, vroue, wees julle mans onderdanig, manne, wees lief vir julle vrouens. En so, daar praat hy oor die huwelik en so, dis hele praktiese dele. Hoekom? Want ons het so 'n geweldige vesting wat vir ons beplan het. Ons lewe moet daar volgens wees. So dit is hoofstuk 4 en 5. Okay. Dan kom ons by hoofstuk 6. Eindelik die eerste deel van hoofstuk 6 is nog deel van daai wandel. Dan vers 10. Sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Daar's 'n groeiproses wat daar gebeur, word kragtig. Julle het nou hierdie beloftes van die vesting. Groei in dit. Trek die volle wapenrusting aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Daar's die staan. Okay. So ons sit eers, ons weet wie ons is, dan wandel ons, dan kom die versoekinge, dan kom die oorlog, dan moet jy vas staan wat jy glo. Okay. En dit is Efesiërs. Sit, wandel, staan. En hy maak klaar daarso met die staan, die hele wapenrusting van God is, daar staan vas, waarin ons geglo het. Okay. En moenie afgegooi word van daai pad nie. Okay. Maak dit vir jou sin? Julle sin? Die opsomming van die Efesiërs. Nou wil ek gaan ten slotte na vers 10 van hoofstuk 1. Want hierdie is vir my verskriklik 'n mooi versie. Ek wonder Mandy of jy miskien in die Engels daar kan lees van vers 9 af. He made known to us the mystery of his will, according to his kind intention, which he purposed in him, with a view to an administration suitable to the fullness of the times. That is, the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things upon the earth. In him we also have obtained an inheritance. Ja. Okay. Die woord administration is 'n aardige woord. Wat sê dit in Afrikaans? Administraties. In die King James sê dit wat sê King James? Vers 10. A dispensation. The dispensation of the fullness of the times. Nou weet julle wat 'n dispensary is? Apteek? Een dispensation is 'n tydperk. Miskien? 'n Dispensation is nog 'n tydperk. Ja, op 'n manier, maar die eintlike naam van die woord, die tydperk kom daarso, maar Afdelings ingedeel, ja. Okay, wat doen hulle by 'n apteek? Hulle gee medisyne uit. Ja, maar hoe gee hulle medisyne uit? Met 'n voorskrif hê. Voorskrif hê, maar as die apteker daarso is, het hy 'n hele klomp pille en sit dit daarso en hy sny uit bietjie tot hy jou regte gee. Hy dispens. Hy dispens, so dit gaan oor uittel. Ja, uittel, hy gee, hierdie is vir jou, hierdie is vir jou, hierdie is vir jou en hierdie is vir jou. Of hy mengsel. Ja, of hy meng Verskillende goed wat en dan gee hy dit vir jou. So daai dispensing
is uitgee volgens jou deel. Dis die eintlike woord, dispensing. So jy kry dispensary of ja, dit is wat dit beteken. Okay. So die New Americans sê daarso administration. Wat is administration? You administer something. Jy deel uit, jy maak seker dit is gedeel. Okay. Die Afrikaans vir daai selfde woord gebruik reël. Jy reël 'n ding. So jy kan sien daai woorde is beteken eintlik dieselfde en daai reël kom tamelik sterk van army ding waar daar rule. Jy maak seker dinge is in orde en almal moet in ry staan en hoe ook al. So daai reël, daai rule, daai dispensing, daai administer waarvan hy hier praat. So kom ons kyk met daai gedagte. Om die volheid van die tye te reël, administer, rule, make it work. Okay? The fullness of the times, hy wil hê dat dit in orde gestel word. Die volheid van die tye. Organize ook daar kon gebruik. Jy kan, ja, dis wat daai woord beteken. So nou, kom ons dink aan die volheid van die tye. Dis die einde van alle dinge, wanneer alles onder die voete van Jesus kom. Hy sê daarso om die volheid van die tye te reël met die doel. Wat is die doel? Wat probeer ons dispense? Wat probeer ons administer? Met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is onder die een hoof van Christus te verenig. So dis daai reël. En dan is ons verordeneer daartoe en hy roep ons as hierdie erfdeel, as die liggaam van Christus om daai werk te doen. In die gees om sterk te staan, om alles wat negatief om te draai, positief, alles wat verkeerd is, reg te maak. So ons het eintlik 'n baie groot werk. Ons sit nie net terug en sê ag, die wêreld is maar ondersteboor nie. Nee, ons moet deel wees van die regmaak van die dorp, skoonmaak van die dorp. Verstaan? Dat dit in orde gebring kan word. In mense se lewens wees daar, help hulle, lei hulle om hulle deurmekaar lewe in orde te bring sodat dit onder Jesus kom. Dit is 'n groot job. Dit is 'n groot job. Okay. En dit is een van die vestings dat ons weet ons is daarvoor verordeneer om hierdie reëlwerk te doen. Hy het ons geroep as die liggaam van Christus. Ons is sy liggaam hier. Ons is sy hande, ons is sy voete. Hy gee vir ons die krag deur die Heilige Gees om deur ons te werk om daai dinge te doen. Ons hoef dit nie in ons eie krag te doen. Inteendeel, ons kan dit nie in ons eie krag doen. Ons het die Heilige Gees nodig. Dis hoekom dit geweldig belangrik is dat ons verstaan hoekom Paulus hierso vir hierdie Efesiërs gevra het julle die Heilige Gees al ontvang? Hoe gaan hulle hierdie ding doen as hulle nog nie die Heilige Gees ontvang het nie? Baie belangrik dat die Heilige Gees ontvang word. En dat nie net ontvang is nie, om een keer hoe ek was gevul met die Heilige Gees, maar dat ons wandel in die Gees. Elke dag wandel in daai krag. Sy stem hoor, gelei word deur die Heilige Gees. Jesus het gesê, ek los julle nie alleen nie, ek stuur vir julle die Heilige Gees. Hy sal julle lei in alle waarheid. En julle herinner van alles wat ek vir julle gesê het. So, hierdie boek van die Efesiërs is 'n baie diep boek. Ja, Hy is baie diep. Ek het nou baie ligtig. Soos wat julle deurgaan, gaan julle moet mooi kyk daarna, maar onthou altyd as julle kyk, daar's die 3 dele, die vesting, die staan, die wandel, omdat ons weet waarin ons staan, en dan, tenminste sit, eerste die sit, en die vesting, en dan die wandel, ons wandel volgens wat ons weet reg is, en dan
dan kom die oorlog eers. Dan moet jy vas staan. Die lendene om God met waarheid. Hy begin met daai. Ons moet weet wat die waarheid is. Ons kan nie sê, ag, maar almal het hulle eie opinies van die Bybel. Jy het jou opinie, ons verstaan maar mekaar. Nee, die Bybel is nie so deur mekaar dat ons nie kan weet nie. Hy is geskryf om ons rigting en leiding te gee. So, dan moet ons soek. En die Here het beloof, as ons soek, sal ons vind. Soek nie. Ja, iets wat ouma vertel het my nou 'n fiets dink. Ek hoop nie dis heeltemal off topic nie. Maar behalwe dat ons nou op die fiets sit, besef ek, dis makliker om te ry as om te stop. Om stil te staan. Dis baie moeilik om op die fiets te sit. Ja. Waar jy stil Jy moet staan. 'n clown wees. Maar daai, dis daai, ek het eers gedink aan so 'n babietjie ook, jy weet, hy gaan eers sit en dan gaan hy loop. Ja. Die stil staan is 'n wankelige ding en ons moet leer om te staan ook. Ja. En jy weet, daar's iets in gaan, maar daar's ook iets in staan. En take your position. Absoluut. Wel, daar sê, ek gaan dit daar so los. Daar's baie om oor te dink. Dit is 'n pragtige boek, Efesiërs, ek is baie lief.